Van hom is my heil. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal grootliks nie wankel nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, sy Seun, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek wil in hierdie môre vir u voorhou die samevatting van die wet, soos wat ons hom vind in Matteus hoofstuk 22. Nogals kosbaar as ons hierdie die waarheid hier agter raak snap en dit kan toepas in ons algehele samelewing. In my tyd nou, in my spaartyd nou, is ek besig aangaande die gedagte van menseverhoudinge, studie aangaande menseverhoudinge. Dit is iets wat deur die tyd nogals verlore gegaan het. En wanneer ons menseverhoudinge of aardse verhoudinge nie op 'n regte plek is nie of misverstaan word, is dit baie maklik dat geestelike verhouding tot God ook so misverstaan kan word. Naamlik in die sin dat die Here Jesus sê in Matteus hoofstuk 7 vers 22, sê hy baie uitdruklik dat nie almal wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk nie. Daar sal baie wees wat sê, Here, het ons nie al hierdie pragtige dinge gedoen nie en al die klas goed. En dan eindig hy dit met daai waarskuwing om te sê dat ek het julle nooit geken nie. Daar was nie 'n verhouding nie. Geen verhouding nie. En nou sê die Here Jesus vir ons dat hy is ons vriend. Wat beteken vriendskap? Wat is die waarde van vriendskap? Is die manier wat ons vriendskap hanteer hier op aarde dieselfde vriendskap wat die Here Jesus van ons verwag? Die Here sê dat hy is vir ons 'n Vader. Is die verhouding wat ek tot my Vader het genoegsaam vir 'n verhouding tot God? Is ek as pa 'n genoegsaam verhouding sodat my kind 'n verhouding in my kan sien en dit geestelik kan deurtrek na God die Vader? En nou kom hierso in Matteus hoofstuk 22 kom die Fariseërs en toe hulle hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Wat is die grootste gebod van dit alles? En die Here Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Let op daardie woordjie moet. Liefde is nie 'n emosie nie, dis nie 'n gevoel wat hier opborrel in my nie, dit is 'n keuse. 'n keuse wat uitgeoefen moet word. Dis dat hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En tweede, wat hiermee gelyk staan, dis nie onder nie, dis nie bo nie, hulle staan gelyk. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die hele profete. Geliefdes, ek gaan nie nooi om saam met my te staan, dan doen ons verklaring van ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Sitplek inneem. Geliefdes, ek gaan nie nooi om die woord van die Here oop te maak. Ons skriflesing vanmôre vind ons in Galasiërs hoofstuk 2. Nou hier is baie wat ons kan sê rondom die konteks, aan wie dit geskryf is, hoekom dit geskryf is, en al die klas van goed. Maar ons gaan nou nie by dit stil staan vanmôre nie. Ons gaan net een gedagte wat ons, een vers eintlik waarop ons gaan aandag gee, 'n vers wat eintlik baie bekend is aan ieder en elkeen van ons. Ons het hom nou al baie aangehaal. Hy is nou al baie op Facebook en op WhatsApp statuses geplaas en al die klas van goed, maar ek wil graag hê dat ons hierdie een vers in sy volheid net bietjie oopbreek, so bietjie daarin gaan krap en in en deur dit net iets hierin raak sien wat Paulus vir ons wil oordra. Ons lees vanaf vers 17. Hy sê, maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe.
net tot sover. Die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my, dan verenig ons in gebed. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir ons kosbare samesyn in hierdie oggend. Dankie Here dat ons kan vergader rondom een sentrale aspek, en dit is die kruis. Ja Here, ons kon daaroor sing vanmôre. Ons kan daarvan lees vanmôre. En in dieselfde asem, Here, kan ons vanoggend dit net so 'n bietjie verder vat en dit bepeins. Maar Here Jesus, ons het U nodig. Ons het U nodig, Here, om vir ons die totaliteit daarvan te kom wys. Dit, Here, wat U vir ons 2000 jaar terug gedoen het. En ook nou, Here, deur U knegg, wat dit vir ons vandag behoort te beteken. Ons wil glad nie uit 'n menslike perspektief hierna kyk nie. Ons wil glad nie, Here, ons eie idees en gedagtes hieraan kom byvoeg nie. So Here Jesus, sal U in hierdie oggend met ons kom spreek. Sal U Uself kom verheerlik hier in ons midde. En Here, sal U wil geskied, net soos in die hemele, so ook hier op aarde. Here, ons bid dit in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid in ons harte, alleenlik in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Galasiërs 2 vers 20 skryf Paulus hierdie woorde: Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Geliefdes, na aanleiding van dit wil ons graag met u praat onder die tema 'n gekruisigde lewe. Elke liewe persoon wat hier op aarde gebore is, elke persoon wat groot word, elke liewe mens, ek gee nie om wie, wat, hoe, wat, waar, elke persoon het iemand of iets waar rondom hulle hele lewe draai. Elke liewe persoon. As jy mooi dink in jou eie lewe, sal jy kan uitfigure wat dit is in jou lewe waar rondom jou lewe draai. Dalk 'n stokperdjie waardeur ons iets wil uitleef. Dink byvoorbeeld aan 'n rugbyspeler. Vir hom is dit alles rugby. Rugby. As jy by hom kom, gaan hy met jou praat oor rugby. Reg? As ons in die kerk gaan kom, hier buite gaan ons praat oor die arme bloubulle. Tongenetjies. As jy hom vroeg in die môre gaan kry, dan is hy besig om te draf. Want rugby. As hy voor die TV sit, dan kyk hy rugby. Wanneer hy besig is met sy gesin, dan vorm dit alles rondom rugby. Na sy daaglikse aktiwiteite, dan vind jy hulle in die gym, besig om te oefen, want rugby. Wil die beste rugby speler wees. Wil die verste in my loopbaan kom. As jy met hom TV kyk, as jy saam met hom 'n rugby wedstryd kyk, dan sal jy sien dat hierdie ou is 'n beter ref as die een wat daar op die veld is. Hy skree hier van die kantlyn af, dit was vorentoe, dit was 'n knock-on, jy hoor hulle. Julle met my vrou beleef. Reg? Dink aan 'n man wat besig is of wat hou van karre. Jy kan hom enige tyd enige iets vra oor 'n kar, hy het altyd vir jou die regte antwoord. Ek het 'n oom wat ek in Boksburg geken het, hy kan deur net om na 'n kar te staan en luister vir jou sê, hoor jy, jou kar kort 'n punt olie.
so goed hy ingeoefen is. Reg? Daar is iets in ons lewens, van kleins af. En dis vir my altyd die mooiste, wanneer jy kinders sien groot word, en hulle het hierdie ideologie, of hierdie gesindheid daarin gevind, dat ek wil wees soos wat my pa is. Jy weet, jy kry hierdie jongsie, en ek hou nou die dag, vertel Monica vir my, dat haar pa is nou besig om so bietjie oud te word, en nou loop hy so bietjie mank, en nou loop Micha agter hom, en sy loop ook so ag, daar's niks fout met haar nie, maar jy sien, hoe dat sy hierdie persoon idealiseer, en sy doen dit wat hy doen. En so is ons as mens ingefokus, op alles. Selfs wanneer dit by ons geloof kom. Wanneer dit by ons geloof kom, dan moet daar iets sentraal in ons geloof staan, wat alles uiteindelik kom beklemtoon. Alles. En by 'n weergebore kind van God, kom jy baie vinnig agter wat dit is. Want daar kan net een ding wees. Daar kan absoluut net een ding wees, wat in die kind van die Here se lewe absoluut sentraal staan, en dit is die kruis. Geen persoon kan ooit verby die kruis kom nie. In Genesis hoofstuk 3 byvoorbeeld, lees ons al klaar, hoe die Here melding maak, en hy verwys na die kruis. Reg deur die Ou Testament. As jy die Ou Testament mooi gaan lees, en jy gaan fokus bietjie op die mooi boodskappe van alles, sal jy uiteindelik uitkom by die kruis. Wanneer ons in die Nuwe Testament kom, en ons kom by die boodskap van die evangelies, dan kom ons uiteindelik uit by die kruis. Die Bybel in die Ou Testament is 'n verwysing na die kruis. En in die Nuwe Testament vind ons 'n uiteindelike verwysing terug na die kruis, want sonder die kruis is ek en jy absoluut niks. Ons beteken niks. En nou is dit so, dat die kruis die een ding is, wat die wêreld in diskrediet wil bring, omdat die wêreld weet, dat sonder die kruis beteken ons geloof niks. As die kruisiging van die Here Jesus nie plaasgevind het nie, dan sit ons hier en hoop maar net vir beter dae. Dis eintlik al wat ons doen. As die kruisiging van die Here Jesus nie plaasgevind het nie, dan is ons geloof niks anderste as die moslems en ek weet nie wie ook al nie, maar dit beteken niks. Die kruis staan sentraal. Sonder die kruis sou dit beteken dat daar was nie een wat vir ons sondes gesterf het nie. Sonder die kruis sou daar geen toegang vir my en vir jou gewees het na die poort van God nie, in sy teenwoordigheid nie. Sonder die kruis was daar nie een wat vir ons genesing gebring het nie. Jy sien, die kruis staan in die epicenter van alles wat die kind van die Here glo. Die kruis staan in die epicenter van hoekom alles gebeur het. Sonder die kruis kan geen persoon gered word nie. Sonder die kruis sal niks in die Bybel, maak nie saak wat ons lees, sin maak nie. Die kruis is as te ware die grootste genade wat aan die mens getoon is, die mooiste en dierste, die kosbaarste geskenk wat aan elke liewe mens geoffer word. Die kruis is die grootste daad van genade wat op hierdie planeet die afgelope 6000 jaar gesien is en nog gesien sal word. Die kruis is die toonbeeld van liefde. Die kruis is die toonbeeld van absolute genade, onselfsugtigheid. En ek wil net weer klem lê op genade. Jy sien, wanneer 'n rugbyspeler besig is om te oefen, en hy's besig om sy droom na te speur,
het hy altyd iemand in gedagte, iemand na wie hy opkyk, iemand wie se metodes hy dophou, dit in sy spel toepas, en in en deur dit alles wil hy tog groei. En ek is in my hart oortuig dat die Here vir Paulus opgewek het om vir my en vir jou daai voorbeeld te wees. Paulus is 'n voorbeeld vir elke kind van die Here. Hy het byvoorbeeld gesê, wees my navolgers, soos ek het ook van Christus is. Wat 'n stelling vir 'n persoon om te maak. 'n Stelling waar hy sê, volg my voorbeeld, soos wat ek die voorbeeld van Christus is. Jy geliefdes, vanmôre moet ons onsself kan afvra, kan ek dieselfde sê? Kan ek vir julle vanmôre sê, volg julle my na, soos wat 'n rugbyspeler 'n ander rugbyspeler se metodes en dingetjies en daadjies navolg, soos wat ek dit van Christus doen. Vir die gemeente van Filippi het Paulus gesê, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Geliefdes, kan ons vir die mense rondom ons sê, dat dit wat julle sien ek doen, wil ek hê julle moet dit doen. En wanneer julle doen wat ek doen, dan sal die genade van God ook op julle wees. Is dit 'n voorbeeld wat ons uitleef, geliefdes? Is dit 'n voorbeeld, pappa, wat ek uitleef vir mamma en vir my kinders? Is dit 'n voorbeeld wat ek uitleef na 'n wêreld daar buite, waar ek vir hulle kan sê, dat as julle doen soos wat ek doen, sal die guns van die Here op julle wees. Paulus skryf ook aan 'n jong Timoteus, sê hy in 1 Timoteus, 1 vers 16, hy sê, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. So nou die probleem wat ons het, geliefdes, in die algemene Christendom vandag, is die laaste opdrag wat die Here Jesus aan sy kerk gegee het. Wat is dit? Gaan en maak disippels en leer hulle. Dis die opdrag wat ons het. Die Here Jesus sê dat wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle my getuies wees. Ek sien nie 'n miskien daarin nie. Ek sien nie 'n dalk daarin nie. Ek sien niks van dit daarin nie. Hy sê julle sal, en daarom dan moet ons disippels maak. Ek maak 'n disipel van my vrou. My kinders is my disippels. Ek is 'n voorbeeld vir almal wat in geloof, wat na die geloof in Jesus toe kom. Die slegste ding wat ons kan doen is om iemand na die Here toe te lei en hulle daar te los. Nie verder met hulle te praat nie, dis onbybels, ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie. Dis nie wat die woord vir ons leer nie. Geliefdes, is ons 'n voorbeeld vir die wat na die geloof toe kom? Is ons 'n voorbeeld as daar byvoorbeeld, wat 'n posisie speel Ewen? Ek het nou hom nou in my gedagtes. Slot. As daar 'n slot opdaag en hy kyk na Ewen, gaan Ewen die perfekte posisie, die perfekte ou wees om 'n ou te leer wat is 'n slot. As iemand tot die geloof kom, is ons die perfekte voorbeeld van iemand wat waarlik weergebore is. Is ons. Kan ek iemand verder vat in sy geloof? Kan ek iemand verder vat op die pad van heiligmaking? Want die algemene waarheid is daar. Ek kan nie vir iemand iets gee wat ek self nie het nie. Ek kan nie. En dan is dit vir my merkwaardig wat Paulus skryf aan die gemeente in Galasiërs, waar hy sê, ek verwonder my
dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war wil bring en die evangelie van Christus wil verdraai. En is hartseer, in vandag se tyd is dit so, dat daar is baie evangelies, daar is baie maniere vandag om in die hemel te kom, daar is vandag baie leerstellings daar buite, terwyl daar eintlik net een is. Dis verskriklik om te dink hoe baie waarhede van Christus daar buite is, terwyl daar net een sentrale waarheid is. En mens sien dit in baie dinge vandag, baie. Mense proklameer dat hulle gered is, die Here het my kom verlos, en dan vra ek vir hulle, verduidelik vir my die evangelie. Want dit is die krag van God tot redding, en dan kan iemand nie die evangelie deel nie, omdat niemand dit aan hom voorgehou het nie. Ons sien dit in baie leerstellings. Ons sien dit byvoorbeeld in die doop. As jy net gedoop word, sal jy gered wees. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Want as die doop jou kan red, dan vra ek weer eens, waar is die kruis? Baie mense dink dat jou werke jou in die hemel gaan bring, en ek vra, waar is die kruis? Baie mense sê dat ons is gered gebore, maar dan vra ek, hoekom was die kruis nodig? Baie mense sê dat, ja, ek is 'n goeie mens. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Jy sien, sodra ons die kruis uit die oog verloor, dan word ons afvallig na 'n ander evangelie toe. 'n Kragtelose een wat vir ons uiteindelik niks kan bied nie. En so kom Paulus en hy getuig van sy lewe en hy sê dat ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die Bybel leer ons weer 'n sentrale waarheid, en dit is die kruis. Hoe dat die kruis in die episenter van dit alles staan. En geliefdes, wanneer ek getuig dat ek kind van die Here is, dan moet daar in die episenter van my lewe ook 'n kruis wees. Daar moet. En geliefdes, ek wil vir u mooi sê dat dit is nie 'n proses nie. Ek kan nie daartoe werk om 'n kind van die Here te word nie. Ek kan nie sê dat ek is vandag nader aan kind van die Here as wat ek gister was nie. Die Here werk nie in 'n proses nie. Dit is gedoen of dit is nie. Ek is weergebore of ek is nie. Die kruis staan in die episenter van my lewe of dit doen glad nie. Wanneer die Here my uit genade gered het, dan kan ek en die wat rondom my is, niks anderste in my lewe sien as die kruis wat in die episenter van my lewe is nie. As jou geliefdes rondom jou nie die kruis in die episenter van jou lewe sien nie, dan is die kruis nie daar nie. En geliefdes, dit gaan baie meer dinge as net hier en daar. Dit gaan in bewyse van hoe ons praat, hoe ons deel, waarmee ons besig is, waarmee ek myself besig hou. Want as ek die reddende genade van God beleef het, kan ek nie anders as om myself te kruisig waar ek nie meer leef nie, maar waar Christus binne my leef. Of Paulus het gelieg. Paulus sê, ek leef nie meer nie. Die proses in sy lewe is afgehandel. Hy is klaar dood. Hy leer nie tot dit nie. Hy groei nie in dit in nie. Geliefdes, want in en deur dit alles, God deel nie. God deel nie. Ons kan nie een voet in die kerk en een voet in die wêreld staan nie. Ek kan nie met halfte van my hart die Here aanbid en met 'n ander halfte die wêreld aanbid nie.
En geliefdes, dit is die belangrikste deel vir elke liewe persoon om by so 'n punt te kom waar die kruis uiteindelik sentraal staan in my lewe, waar ek 'n doelbewuste keuse maak om myself uiteindelik te kruisig. Alles waarvoor ek eens op 'n tyd gestaan het, alles waarin ek eens in 'n tyd geglo het, alles waarvoor ek geleef het, om dit te kruisig, sodat die kruis die episenter van my lewe kan word. Om dit alles doelbewus daar op die kruis te hang, om daar by die plek te kom waar hy my sy hande wys, deurboor vir my sonde. Sy voete vasgenaal aan die kruis, nie vir homself nie, maar vir my en vir jou. Daar die doringkroon. Geliefdes, was u al daar? Was u al daar? Om alles daar by hom neer te sit en te sê, Here, maak my soos u. Red my siel uit genade. Vergewe my sonde. Hier is ek, sodat u deur my kan lewe. En nou kom ons by die eenvoudige ding, en dit is, wat beteken dit vir my en vir u vanoggend? Wat verwag die Here van ons? Hoe lyk hierdie kruisgesentreerde lewe? Wat verwag hy? Die eerste ding wat van ons verwag is 'n lewe gekruisig met Christus. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. En geliefdes, wanneer ons nou na hierdie stelling kyk, is dit redelik moeilik om te begryp, want ons moet die vraag vra hoekom, ons moet die vraag vra hoe, want hoe kan ek saam met Christus gekruisig word? Die kruisiging van die Here Jesus was meer as 2000 jaar terug. Hoe kan ek nou teruggaan om saam met hom gekruisig te wees? Maak amper nie sin nie. Die feit van dit alles is, ons kan nie. Nie een van ons kan nie. Ons kan nie teruggaan nie. Ons kan nie teruggaan in tyd en daar saam met die Here Jesus gekruisig word nie. Dis fisies onmoontlik, tensy iemand 'n tydmasjien het, wat ek twyfel. Maar Romeine leer vir ons 'n baie mooi ding. Paulus skryf hier en hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel, want as ons met hom saamgegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Wat 'n mondvol gee Paulus vir ons die antwoord daar. Die eerste ding wat ons moet raak sien in en deur dit alles, is daardie woord doop wat hy daarvan praat, dis nie die doop wat ons ken nie, dis nie 'n waterdoop nie. Wat Paulus hierna verwys, en daai doop is 'n vereenselwiging. Die Griekse woord daar dui op 'n vereenselwiging. Soos in ander woorde sê Paulus hier dat ons met die Here Jesus moet vereenselwig. Ons moet in sy dood vereenselwig, want dan is ons ook saam met die Here Jesus begrawe deur die vereenselwiging in die dood wat hy vir my en vir jou deurgegaan het. En dan net so is ons saam met die Here Jesus opgewek in 'n nuwe lewenswandel. Die ou mens word gekruisig. Dit wat sonde was, is tot niet gemaak. As kind van die Here kan ek nie meer die sonde dien nie, anders sou Paulus gejok het in 2 Korintiërs 5 vers 17.
waar hy gesê het, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek is gekruisig. Ek het alles op die kruis gesit. En die Here het my daar in daai oomblik het hy my kom nuut maak. En dit is wat dit behels om saam met die Here gekruisig te wees. Ek is vereenselwig met dit wat daar aan die kruis gebeur het. Ek verstaan die feit dat niemand my so lief gehaat het, dat ek niks anders te kan doen om myself te gaan vereenselwig met daai liefdesdaad wat die Here Jesus daar aan die kruis gedoen het nie. Geliefdes, om saam met Christus gekruisig te wees, is om iewers in my lewe dieselfde ervaring te hê as dit wat die Here Jesus Christus daar aan die kruis gehad het. En is nie 'n proses nie, dit is vanoggend 'n keuse. Dis 'n keuse. 'n keuse om voor die kruis te staan en vir Jesus te aanskou vir dit wat hy vir my gedoen het en dan presies dieselfde ding te doen aan my eie vlees. Dit is daar wat ek alles wat ek weet nie reg is nie, aan die kruis gaan vasspyker. En meer belangrik, om dit daar te los. Dis daar waar ek as mens sterf, sodat die Here Jesus hier binne my kan opstaan. Dis daar waar ek doodgaan en die persoon wat daarna opstaan 'n nuwe lewe sou kry, 'n nuwe goddelike natuur en in en deur dit meer en meer gelykvormig word aan die beeld van Jesus en nie aan die beeld van myself nie. Dis skryf Paulus in Romeine 8 en hy sê, daarom dan broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, dan sal julle lewe. En hoe maak ons die werke van die liggaam dood? Eenvoudig, kruisig dit. Kruisig dit. Ons vernietig dit. Ons maak dit dood. Want dit wat ons uiteindelik doodmaak, sal ons uiteindelik laat lewe. Hoe meer ons van die slegte ontslaa raak, hoe meer kan Jesus binne my leef. Geliefdes, ek vra, was jou liggaam al aan die kruis? Het jy al prys gegee? Het jy jou hele lewenswese aan die kruis vasgenaal? Geliefde, het jy al gesterwe sodat die Here Jesus in jou kan lewe? Lewe jy vandag 'n gekruisigde lewe waar jy nie meer gesien word nie, maar waar die Here Jesus binne jou, deur jou, tot jou, op jou, in jou, deur jou, in elke faset gesien kan word? Is dit wat aan die kruis gebeur het 2000 jaar terug in die epicenter van jou lewe? Is dit? Ons moet eerlik wees met onsself. Want ons weet, het dit gebeur, of het dit nog nie? Het die Here my al 'n nuwe skepsel gemaak? Of is ek nog dieselfde ou persoon in wie ek gebore is? Want dit bring ons by 'n tweede gedagte. Dit bly nie by die dood nie. Want dit gaan altyd deur na 'n lewe waar Christus in my leef. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Geliefdes, as ek 'n yskas by die huis het en ek prop daai yskas nie by die muurprop in nie, dan kan ek doen wat ek wil. Ek kan daai aanknoppie soveel keer druk soos wat ek wil, hy gaan nie aankom nie. Ek kan die reset knoppie gaan druk, hy gaan nie aankom nie. Ek kan die deur oopmaak en toemaak, hy gaan nie aankom nie.
Ek kan die temperatuur verstel, hy gaan nie aankom nie. Maak nie saak wat jy doen nie, eers wanneer daardie prop by die muurprop ingeprop word, en dan moet jy nou nog die plak aansit ook, nee, nie van dit vergeet nie, dan sal uiteindelik alles begin mooi werk. Dieselfde met 'n kar. As jy nie brandstof ingooi nie, kan jy daai starter draai totdat hy uitbrand, hy gaan nie start nie. Niks van dit nie. Geliefdes, as ek my net kan vra, wat lewe vandag binne jou? Wat vloei vanoggend deur jou are? Waaruit bestaan die episenter van jou menswees? Is dit deur Jesus wat in jou leef? Lewe ek 'n gekruisigde lewe waar Christus waarlik in en deur my leef? 2 Korintiërs 4 vers 10 skryf Paulus en hy sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Geliefdes, is daardie lewe van Christus in jou lewe vandag geopenbaar? Nie net die lewe van sy dood nie, maar ook die lewe van sy lewe. Daardie lewe wat jou omgewing rondom jou, soos 'n mot wat veg na 'n lig, aantrek na die Here Jesus toe. Papas, manne, kan jou vrou sien hoe Christus in jou lewe? Kan jou kinders dit sien? Kan hulle sien hoe dat jy nie net gesterwe het nie, maar ook lewe vir Christus? Sien jou kinders die lewe van Jesus in jou lewe? Kan jou kinders sien hoe die Here in jou binneste vloei en dit maak dat die ander dit ook wil aanneem? Kan jou kollegas dit ervaar? Kan ons dit ervaar wanneer ons rondom die braaivleisvuur staan? Wanneer ons in vriendekringe rond beweeg? Geliefdes, wanneer ons hier uitbeweeg op 'n Sondag en ons kom Maandag iewerste, kan die mense getuig dat jy Sondag in die kerk was? Kan mense getuig om te sien dat iets het hierdie Sondag met jou gebeur? Die woord van die Here het tot jou gespreek en daar het 'n verandering gekom nie deur Marco nie, deur die Here Jesus wat binne jou lewe. Wat my dink aan daai hulle destyds was dit daai Tabasco advertensie, ek weet nie of julle hom kan onthou nie, van daai ou wat die muskiet het hom so baie geëet, en toe drink hy Tabasco, het hierdie muskiet sy bloed kom suig, toe ontplof hy daar een kant. Dis hoe ons behoort te wees. Dis hoe ons as kinders van die Here te wees. Of is daar nog so 'n paar dingetjies in ons lewens wat moet verander? Is daar so 'n paar dingetjies wat in ons pad staan? Geliefdes, wat keer die enorme gebeurtenis van die kruisiging in jou lewe? Wat verhoed vandag die lewe van Christus in jou lewe? Die Here nooi jou vandag, bring dit na die kruis. Bring dit na die kruis. En laaste sien ons dat 'n gekruisigde lewe is 'n lewe van geloof. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het.
En geliefdes, hierdie is nou weer een van daai mystieke onderwerpe, die onderwerp van geloof. Wat is geloof? So rukkie terug, ons het 'n korsaatjie gehad, so silwer korsaai, en ek staan in 'n Pick n Pay area, en oom kom daar by my en die korsa staan en idle, en die oom sê vir my, hoor, iets is nie reg hierso met jou kar nie. Ek sê vir hom, ja nee, ek weet oom, iets is nie reg nie. Ek sê, maar ek het eintlik nou net die parte kom koop, ek is op pad huis toe, ek gaan dit nou regmaak. En hy vra vir my, wie gaan jou help? En ek sê, nee, niemand nie oom. Niemand nie, ek kan dit mos nou self doen. En ek gaan toe huis toe en ek maak my kar reg. En op 'n stadium toes ek en hy weer by mekaar. En die Corsa is reg en alles idle mooi. En hy vra vir my, kar klink goed. Ek sê vir hom, dankie oom. Hy vra vir my, waar het jy dit laat doen? Ek sê, nee oom, ek het dit sommer daar by die huis gedoen, sommer self gedoen. En die gesprek gaan aan, hieroor en daaroor, en sis en so. En seker, so 2-3 minute daarna sê hy vir my weer, hey, jou kar klink goed. Ek sê, dankie oom. Hy sê, wie het dit gedoen? Ek sê, ek het dit gedoen oom. Hy sê, waar het jy dit laat doen? Ek sê, nee, ek het dit sommer by die huis gedoen oom. Hy sê, okay. En ons praat weer oor ander goed, en later kom dit weer terug, en hy sê, jeg, nee man, hierdie kar klink goed. Ek sê vir hom, dankie oom. Hy vra vir my, waar het jy dit laat doen? Ek sê, by die huis oom, ek het dit sommer self gedoen. Hy sê, en weet jy gehelp? Ek sê, nee oom, ek was alleen, ek kan dit mos nou self doen. Hy kon dit nie glo dat ek het gedoen het nie. Hy kon nie glo, Dominee maak 'n kar reg nie. Dadelik besef ek, hy het my nooit geglo nie. Van die eerste keer wat ek vir hom gesê het, oom, ek gaan dit doen, ek gaan dit by die huis doen, en ek gaan dit alleen doen, want hy het absoluut geen vertroue in my gehad nie. Hy het nie geglo ek kan dit doen nie. Hy het gedink ons sit net en skryf preke die hele week deur. Daar is niks beter wat ek kan doen as om net preke te skryf en boeke te lees nie. En weet jy dat ons hanteer die Here baie keer so? Baie keer. Ons kyk na omstandighede, ons kyk na ons situasies en ons vra vir die Here, Here, wie gaan dit doen? En die Here sê, ek gaan dit doen. En ons vra vir die Here, hoe gaan u dit doen? En dan sê die Here vir ons, ek gaan dit op my manier doen. En dan vra ons vir die Here, Here, maar wanneer gaan u dit doen? En dan sê die Here vir ons, ek gaan dit doen wanneer my tyd reg is. En dan later dan vra ons weer, Here, maar wie gaan dit doen? En dan sê die Here, maar ek gaan dit doen. Dan vra ons vir die Here, maar waar gaan u dit doen? Ek gaan dit doen soos wat ek dit wil doen. Dan vra ons vir die Here, Here, maar wanneer gaan u dit doen? En dan sê die Here vir ons, maar ek gaan dit doen wanneer my tyd reg is. Raai, wat doen ons vir 'n week? Here, wie gaan dit doen? Geliefdes, dis nie geloof nie. Dis nie geloof nie. Om in geloof te leef, om 'n gekruisigde lewe te leef, is om te weet dat alles is in die perfekte tyd en alles is in God se hand. 'n Vertroue wat maak nie saak wat die wêreld ons kan toe gooi nie. Ek vertrou die Here. Die Here sal vir my uitkoms gee. En kyk net hoe mooi en belangrik ag Paulus dit. Sy vertroue is in Jesus, want Jesus het ons lief. My kinders het nog nooit aan die etenstafel gekom wanneer ons vir hulle sê, hoor hierso, kom eet. Dan gaan sit hulle daar aan die etenstafel en vra, maar waar kom die kos vandaan? Hulle het my nog nooit gevra, hoor hierso, het jy geld vir kos nie? Hulle daar kom sit met hulle handjies reg, die vurk en die mes in die hand en hulle weet dat ek gaan nou eet. Maar ons in ons geloofslewens wil anders doen. Ons wil op die bank begin skree, maar waar het mamma die geld gekry om daai kos te koop? Was daar geld om die kos te koop? Hoe het jy dit gekoop? Is daar krag? Ons doen dieselfde vir die Here. Maar ons het ons kinders lief. Dis dit hulle nie nodig om daai vrae te vra nie. Romeine 8
skryf Paulus, ja. Vers 34 en 35 sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Liewe papas, ek vra, wat sal jou skei van jou kind af? Ek hoop die antwoord is niks nie. En nou vra Paulus, wat sal ons skei van die liefde van Christus? Waar is u geloof en u vertroue vandag? Het jou geloof en jou vertroue gekom deur 'n gekruisigde lewe? 'n Gekruisigde lewe ons vertrou nie op onsself nie. Ons vertrou nie op ons eie vermoëns nie. Ons vertrou nie op die aardse en die tydelike nie. Geliefdes, daar moet 'n tyd kom waar 'n mens gered moet word. Daar moet 'n tyd kom waar die kruisiging van die Here in ons lewens moet plaasvind. Ons moet dit deurgaan. Net soos wat Paulus hier getuig het, moet ons op dieselfde plek kan kom waar ons sê dat ek is met Jesus gekruisig. Dink aan die woorde van Galasiërs hoofstuk 2, net die volgende vers, waar hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Die kruisiging van die Here Jesus was juis God se genade. God se genade aan elke liewe persoon wat op aarde gebore is. As dit nie vir God se genade was nie, sou hierdie geloof wat ons vashou heeltemal nutteloos gewees het. Ons bekering sou betekenloos gewees het. Ons redding sou vrugteloos gewees het en ons verlossing sou heeltemal onmoontlik gewees het. As ons dink dat ons uit ons eie enige iets kan doen om onsself te regverdig, dan het Jesus verniet aan die kruis gesterf. Paulus skryf daar en hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie. En geliefdes, vanmôre sit ons in een van twee banke. Die eerste bank besef dat ek het nog nie myself gekruisig nie. En die uitnodigings moet daar wees, moenie die genade van God verwerp nie. Moenie. 2 Petrus 2 vers 20 en 22 lees ons daar, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste, want dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die weg van geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is, maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Geliefdes, ons het vandag daardie keuse, gaan ons terugdraai na dit wat verkeerd is, of gaan ons dit kruisig? Gaan ons in die modder gaan rol, of gaan ons geheilig word op die kruis? Gaan ons teruggaan na die wêreld as ons epicenter, waar ek in die middel van dit alles staan, of gaan ek toelaat om myself oor te gee, om gekruisig te word, dat die kruis in die middel van my lewe staan? Geliefdes, dink net daaraan, hoe dit sou lyk as elke persoon wat meen dat hulle kind van die Here is, spog met die kruis in die epicenter van hulle lewe, in plaas van die sonde wat hulle nog steeds huldig. Dink net hoe dit sou lyk
as elke persoon wat meen dat hulle kind van die Here is, spog in die teenwoordigheid van die Here, in plaas daarvan om die heeltyd terug te keer na die uitbraaksels van hierdie wêreld. Die Here Jesus het klaar aan die kruis gesterwe. 2000 jaar terug het hy aan die kruis gesterwe. Vanoggend is dit jou beurt. Vandag is dit jou beurt. Dit is ons beurt om deur daardie dood te gaan, sodat die Here Jesus voluit in ons kan lewe. Dat ons in geloof die werk van die Here kan sien. Die uitnodiging is vandag daar. Die uitnodiging kom vanmôre na ieder en elkeen van ons toe. En dit mag dalk soos 'n lang, pynvolle ervaring voel. Maar gaan praat bietjie met 'n ware kind van die Here. Gaan praat met iemand wat waarlik weergebore is. Dis nog steeds die moeite werd. Dis uit en uit die moeite werd. Geliefdes, wil u nie vanoggend u self verloon, die kruis optel en die Here Jesus volg nie? Wil u nie vanmôre alles wat nie daar hoort vasnaal aan die kruis nie? Alles oorgee, alles aan hom oorgee en in hom 'n nuwe skepsel word nie? Die Here nooi elkeen vandag. Moenie die genade van God laat verbygaan. Die Here is lankmoedig. En hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wil u nie vanmôre sy uitnodiging daartoe in jou lewe ook so kom aanvaar nie? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kan nie anderste as om in totale dankbaarheid voor u te buig nie. Ons kan nie anderste vir u die lof, die eer en die aanbidding van ons harte bring, Here, vir dit wat u vir ons 2000 jaar terug gedoen het nie. Ons kan nie anderste, Here, as om u waarlik te loof vir die weg wat u vir ons berei het nie. Die evangelie weg, die krag van God tot redding. Maar nou, Here, is dit waar die tye teer tref. Nou is dit, Here, waar ons 'n keuse moet maak. Ieder en elkeen van ons, o Here, staan voor die kruis. En elkeen van ons het 'n keuse om te maak. Sal u ons nou ontmoet? Sal u, o Here, vir ons u waarheid bring aangaande ons lewens? Lewe ons 'n gekruisigde lewe? Of het ons nog nie totaal oorgegee nie? En wat ook al dit mag wees, sal u dit ook so vir ons kom openbaar. Baie dankie, Here, vir u goedheid. Baie dankie, Here, vir u guns. En dankie, Here, dat ons u kan vertrou om hierdie werk te voltooi op grond van dit wat u 2000 jaar terug vir ons gedoen het. Wees ons genadig. En deur dit alles, Here Jesus, word u verheerlik. Ons bid dit in diepe afhanklikheid. Ons weet, Here, sonder u kan ons niks doen nie. Maar met groot dankbaarheid, dat u vir ons klaar daardie werk gedoen het. Here, Here Jesus, vir u lieflike naam. Amen.